Goeiemôre, dis 3 Maart en dis nou 7:30 in die oggend hier in Central American Time, so dit is in Tennessee. Ek is Morney Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV. En ek gee net 'n update op die Iran-oorlog, die status op die oomblik. So dit is nou baie duidelik dat Amerika en Israel gaan onverpoos voort om in Iran rond te vlieg en geleentheidsteikens te tref. Hulle is direk agter die ballistiese missielstelsels aan en ander weermagteikens wat hulle kan maak seker om die Iranse weermag te neutraliseer. En hulle het ook een van hulle hoofdoele was om die Iranese vloot te vernietig. Dis nou bereik, die Iranese het nie meer 'n effektiewe vloot nie. 11 van hulle skepe is gesink, die ander is beskadig, so die Iran vloot is nie meer daar om 'n skrikbewind in die Stryd of Hormuz te voer, waar hulle wêreldkommers kan blok om deur die Stryd of Hormuz te gaan nie. Daar is wel nog landgedrewe missiele wat op skepe en goed in die Stryd of Hormuz geskiet kan word, maar daai word stelselmatig afgetakel deur die Amerikaanse en die Israeliese weermag, spesifiek die lugmagte. Een van die Amerikaanse ambassades in Riyadh, of die Amerikaanse ambassade in Riyadh, daar in Saudi-Arabië, is gister deur 2 drones getref, en niemand is beseer nie. So, dis duidelik dat Iran het nog steeds die vermoë om paar drones en missiele deur te kry in Israel en in ander plekke, om hulle, van hulle teikens is militêre teikens, maar hulle is meestal besig om drones en missiele wat hulle kan deurkry op siviele populasies te skiet. Ons kan sien hoe probeer hulle hotelle oralste aanval en siviele populasies aanval, maar dis maar hoe hulle modus operandi is, dis hoe hulle werk. Intussen het Israel nou begin om sterk aanvalle in Beirut te doen teen Hezbollah. Hezbollah is een van die terrorisorganisasies wat deur die islamitiese terroristregime van Iran befonds was. En so hulle is besig om die proxy magte van Iran, die terrorismagte van Iran, ook in die omgewing aan te val en te vernietig. Sover is daar al 6 Amerikaanse soldate oorlede in hierdie konflik. Ons verwag daar gaan nog wees, dis oorlog, dis hoe dinge gebeur in oorlog. Daar sal 3 Amerikaanse vliegtuie wat afgeskiet was, ongelukkig deur eie vuur van Kuwait af. Maar die tipe van ding gaan ook gebeur. In die oorhoofse prentjie kan ons sien dat die aanvalle sover baie suksesvol is. Die Iranse regering is binne die eerste aanval redelik geneutraliseer. Daar's ander ouens wat nou opkom in hulle plekke, wat nog steeds dele van die Iranse weermag beheer, en hulle het nog die vermoë om teenaanvalle te doen, en dit is waarop gefokus sal word vir die volgende 3 of 4 weke. Nou is daar ook baie valse inligting wat al uitkom. Die eerste groot valse inligting wat ek gesien het, is baie experts, ek sê nou experts in aanhalingstekens, wat sê die Israel en Amerika se ammunisie gaan binne die einde van hierdie week uitloop, en kan hulle nie meer aanval nie. So ek wil nou nie die hokskit van daai experts nie. Kyk nou maar volgende week die tyd, as die aanvalle nog steeds aan die gang is, of jy nou reg was of nie. Is daar 'n kans dat Amerika en Israel se ammunisie gaan uitloop voor die einde van die oorlog? Nee. Die Amerikaners en die Israelies gaan nie die oorlog begin as hulle nie weet hoeveel logistiek hulle het vir die durasie van die oorlog nie. Alles is vooraf beplan. So, daar is nie 'n gevaar dat Amerika en Israel uit missiele en uit wapens gaan uitloop en kan nie verder aangaan nie. Die mense wat dit glo, leef in hulle eie bubbel. Sover is dit vir wat ek het vir vanoggend. Ek sal hierdie dag nog steeds my kontakte dophou en goeters, en dan sal ek vir julle terugvoer gee as daar nuwe ontwikkelinge is. Die oorlog gaan nog aan, en ons sal sien wat gebeur in die volgende paar dae wat voorkom. Ek is Morney Botha, die beriggewer vir Koepel TV, regstreeks uit Central Amerika uit, en geniet die dag verder.